Weer eens goeiemôre aan elkeen wat hier is. Mag die Here julle seën. Ja, vandag is Pinksterdag. Die skriflesing wat ek gaan gebruik kom uit Johannes 14 vanaf vers 1, vanaf vers 12 tot 17. En ons wil sien ek het nou daar op die groep ook geskryf. En dan Handelinge 2 vers 1 tot 13, Handelinge 2 vers 37 tot 47 en dan Handelinge 19 vers 1 tot 7, as julle julle Bybels daar wil oopmaak. Johannes 14, vers 12 tot 17, is natuurlik die beginskrif, maar voor ek daarby begin, wil ek net vir ons open met 'n gebed. Mag die Here julle elkeen seën. Dankie vir die tyd wat julle afstaan. Hemelse Vader, ons is dankbaar, Here, dat ons hierdie dag in U naam kan vier. Vader, mag U hierdie diens seën, Here, mag U elkeen seën wat hier is. Vader, met krag en lof, wysheid en insig, Here. Vader, ons is dankbaar dat U vir ons die Heilige Gees gegee het, nie net om ons te leer nie, maar ook om vir ons te openbaar, Here. Nie net dat die toekoms is nie, maar ook van die hede. Vader, dat U beweeg in krag deur die Heilige Gees, Here. Vader, ons is dankbaar dat die disippels op daardie dag, hierdie dag wat ons vier vandag, 2000 en so jaar gelede, dat hulle gehoorsaam was, Here. En dat ons vandag ook gehoorsaam kan wees deur die Heilige Gees. Vader, dat hulle gewag het vir 10 dae in 'n vertrek, Here. Hoe hulle beweeg het, hoe hulle kos gemaak het, hoe hulle die dinge moes gedoen het wat hulle moes doen elke dag, weet ons nie, ons het nie die detail nie, Vader, maar ons weet, hulle was afwagtend gewees vir 'n wonderwerk om te gebeur, want hulle het geweet, dit is die belofte wat U gee. Vader, ons loof U. Ons maak U naam groot vandag, Here. Nie net vandag nie, maar elke dag van ons lewe. Vader, ek bid, Here, elkeen wat hier is, dat U hulle 'n meer vuurkrag sal gee in hulle harte, Here, dat die Heilige Gees so sal versterk binne in hulle, Here, dat alles wat U hulle wil wys op die pad waar U hulle laat gaan, Here, openbaar sal wees. Dat hulle die lig sal sien, sonder om te struikel, sonder om hulle voete te stamp, Here. Want U is wonderbaar. U is groot. U is alom teenwoordig en heilig. U weet alles, Here. Alles van die duister, elke leuen, elke wonderwerk wat toegedien word deur ons hande, Here. Net omdat ons die instrumente is. Vader, U is net vir ons alles. En ons is dankbaar vir hierdie dag. Vader, mag elke belofte waar word. Elke begeerte van die persone wat hier is vandag, Here. Dat U in hulle sal leef, Here. Dit wat hulle vir U doen hier op die aarde. Elkeen wat in die posisie van U liggaam in beweeg, Here. Om te volbring wat volbring moet word in Jesus naam. Amen. Johannes 14 vers 12, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo. Nou Jesus begin met daai woorde, wie in my glo. Dit is soms moeilik om te glo. Dit is soms moeilik om voort te beweeg. Dit is soms moeilik om net aan te hou en nie te kyk na die storms in ons lewe nie te kyk na die probleme wat op afwagting vir ons wag om te val nie. Soms is dit moeilik. Soms is daar eensaamheid, soms is daar allerlei uitdagings wat ons op ons lewenspad vind en ons weet nie altyd hoe om hierdie uitdagings te hanteer nie. En soms doen ons dit op die verkeerde manier. Soms met trots sluip die leuns in, sluip die hoogmoed in, sluip die verkeerde dinge in wat nie moet nie. En dan kom daar 'n val. En dit is wat ons moet voorkom in ons lewe. En dit is hoekom Christus Jesus vir ons die evangelieboeke gegee het. Om daaruit te leer. Maar dit gaan nie vir ons enigiets beteken sonder die Heilige Gees nie. En daarom begin sy woorde aan sy disippels op hierdie dag. Wie in my glo. Wanneer ons in Christus Jesus glo, dan wil ons begin beweeg soos hy beweeg het. Ons wil begin loop soos wat hy geloop het. Ons wil begin praat soos wat hy gepraat het. Ons wil begin dink soos wat hy gedink het. En ons wil begin om lief te hê soos wat hy lief gehad het. En nog steeds lief het. Die werke wat ek doen, sal hy ook doen. Jy sien, ons kyk na kindertjies. Op 'n sekere ouderdom, dan begin hulle aan dinge vat.
wat hulle nie moet nie. Hulle vat aan deurtjies en hulle wil die TV aan en afsit en hulle wil laaie oopmaak. Hulle wil die dinge begin doen wat hulle sien hulle ouers doen. 'n Kind is so oplettend op wat sy ouers doen en sê elke beweging in die gesig, die lippe, die oë, hoe dit beweeg. 'n Kind sien al daai goedjies raak. Jy kan vir 'n kind jok en daai kind weet jy jok. Sonder dat hy weet jy weet. Sonder dat jy weet hy weet. Sonder dat hy weet hy weet. En dit is wat ons moet doen wanneer ons weer gebore word. Dan begin ons God se woord te deursoek en ons wil doen wat Jesus gedoen het. Ons wil staan vir wat reg is. Ons wil staan vir wat verkeerd is. Ons wil regverdig wees. Ons wil geregtigheid lief hê en teen dit wat verkeerd is staan. En dit is die doel van elke man op hierdie aarde wat in God glo. Ons is nie gemaak net om ons huis te lei nie. Ons is gemaak om te staan vir wat reg is. Ons is gemaak om te staan in priesterskap. Ons is gemaak om te beweeg soos wat Jesus beweeg het. Dis ons plig. En ja, elke vrou ook. Kyk na die vrouens in Jesus se tyd, kyk na die vrouens in die disippels se tyd. Hulle was daar. Hulle het gewerk, hulle het gedoen, hulle het beweeg. Hulle het geprofeteer, hulle het hande opgelê. Wat keer ons vandag om dit te doen? Jy sien, ons is in hierdie wêreld en ons sien en hoor en die druk teen ons is soms net te veel. Maar Jesus het gesê, dit wat hy gedoen het en nog meer sal ons doen, omdat hy na die Vader gaan. Hy kan nie vir altyd hier op die aarde wees by ons nie. Hy het gekom en hy het vir ons gewys hoe om te wandel, hy het vir ons gewys hoe om te praat. Hy het ons gewys hoe om teen die valse leraars, die priesters en die fariseërs, hoe om teen hulle op te staan. Hy het ons leringe gegee wat ons moet handhaaf in ons lewe. Omdat ek na my Vader gaan, sê hy. En wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen. En baie mense dink hierdie gaan oor finansies, of dit gaan oor rykdom, dit gaan oor allerlei ander dinge, maar dit gaan oor die geestelike dinge. Want hy het gesê, dit wat hy doen en nog meer sal ons doen. En toe sê hy, dit wat ons vra in gebed sal hy vir ons gee. So laat hierdie begeertes eerstens wees die gedagtes van geestelike groei, van geestelike gawes, genesing, tale, verborgenhede, die uitleg van die woord, laat dit ons eerste begeertes wees. Nie om soos ander mense te wees nie. Ek sien baie pastore vandag, ek wil niemand sleg praat nie, maar ek sien baie van hulle vandag, hulle doen nie hulle eie preke nie. Hulle volg AI of hulle volg ander mense se preke en hulle maak dit hulle eie. Waar is die Heilige Gees in dit? Die Heilige Gees moet met ons praat deur die woord en hy moet vir ons die woord gee vir die dag, want daai woord is spesifiek vir iemand vir daai dag. Wat ons ook al vra, dit sal hy doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word, want ons moet doen wat hy gedoen het. Sodat die Vader verheerlik kan word deur hom, omdat hy dit eerste gedoen het. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. Jy sien, hierdie hele struktuur van die woord is in een ding uitgedruk, uitgestempel hierso. Want Jesus het vir ons opdragte gegee, oor en oor, maak disippels van mense, maak die mense vry, wees vissers van mense, laat jou nette vol word, vol groot vis. Dis tyd vir ons om daai groot vis te vang, mense met groot harte, mense met 'n liefde wat te bang is om dit uit te wys, omdat al so baie seer gemaak is op hierdie dag. En ek sal die Vader bid, en hy sal julle ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Die belofte van die trooster,
die gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Jy sien, wanneer die begeertes in ons goddelike begeertes is, goddelike begeertes word, dan begin die Heilige Gees in ons te groei. Ons begin dinge te doen wat ons nie sal verstaan nie. Ons begin die Bybel te lees en ons begin die woord te verstaan soos wat ons dit nog nooit verstaan het nie. Daar is so baie verborgenhede in die Bybel opgeteken wat selfs die duiwel nie verstaan nie. Hy kan die Bybel ken, ja, hy kan die skrif uitspreek wat ons monde sal laat oophang, maar hy ken nie die verborgenhede nie. Verborgenhede kom alleenlik uit die Here Jesus uit, want hy is die woord. Handelinge 2 vers 1 tot 13, en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. Dis die tweede keer wat hierso genoem word in die boek van Handelinge, in die eerste en tweede hoofstuk. Eendragtelik was hulle by mekaar. Ons sien dit ook in Handelinge 1 vers 14, eendragtig het hulle volhard in smeking. Ek kan myself net indink, daai 10, 11 dae wat hulle gewag het in die bokamer, die gees wat daar was, voordat die Heilige Gees daar was, die afwagting, die lofsang, die gebed, die smekinge, die volharding, hulle het nie opgegee nie. Hulle het 'n verwagting gehad van die Heilige Gees. Hulle het nie geweet wanneer hy kom nie. Maar ek sê vir julle vandag, as dit 40 dae was, sou hulle gewag het. As dit 50 dae was, sou hulle gewag het. As dit 100 dae was, sou hulle gewag het tot dit gebeur. Want hulle het geglo in die woord van Jesus, die belofte wat hy gebring het. En dit is die belofte waarop ons staan vandag, wanneer ons deur die wedergeboorte gaan, dat ons die Heilige Gees kan ontvang. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid, soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul, waar hulle gesit het. 'n geweldige rukwind. Jy weet, ek was een tyd daar in die Kaap, daar in St. Helena Baai, en daar skielik, net skielik, 'n verskriklike rukwind opgekom. Asblikke is weggewaai, 150 meter die pad af. Hekke wat gesluit was, met 'n skuifslot, en nie met 'n hakslot nie, maar met 'n skuifslot. Daai hekke het oopgewaai deur daai rukwind. Dit was 'n verskriklike rukwind. En ek kan my indink die oomblik toe dit gebeur in hierdie huis waar hierdie mense is, 'n verskriklike rukwind. Die Heilige Gees. Ja, hy het 'n afspraak. Hy het 'n afspraak. En hy kom nie saggies in op hierdie dag nie. Hy kom met 'n verskriklike rukwind in, en toe deur hulle tonge gesien soos vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het, om uit te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne, uit elke nasie, wat onder die hemel is. Luister mooi, uit elke nasie, wat onder die hemel is. Hier is verskillende tale. Afrikaans was daar nog nie, want Afrikaans het toe nog nie bestaan nie. Maar uit elke ander nasie. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom, en was in war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. God het 'n afspraak gehad, nie net met daai 120 mense op daai dag nie. Onthou, voordat Jesus gedoop was, het Johannes alreeds begin om te doop, tot bekering van sondes, om die weg voor te berei vir Jesus. So die meeste mense in Israel was gedoop in daai tyd, want die woord het uitgegaan.
Want Jesus en sy disippels het ook gedoop. Jesus self het nie gedoop nie, maar sy disippels het gedoop. So ons kan dink hoeveel mense was gedoop per dag tot bekering van sondes. Want hulle het nie net 1 dag gedoop nie. Hulle het nie net 2 dae gedoop nie. Johannes het 'n paar jaar gedoop. Jesus het aan en af gedoop wanneer hy daar by die Jordaanrivier was. Johannes het nie net daar op by 1 plek gedoop nie. As ons die woord lees, sien ons hy het by ander plekke ook gedoop. Hoeveel mense was gedoop tot bekering van sondes? Onthou, Jesus was nog nie dood nie. Hulle kon nie gedoop geword het in die naam van Jesus of om in die Heilige Gees te ontvang nie. Want die Heilige Gees was nog nie beskikbaar nie. Net Johannes het die Heilige Gees gehad en Jesus Christus. En voordat Jesus Christus opgevaar het na die hemel, het hy sy 11 disippels oor hulle geblaas, sodat hulle die Heilige Gees kan ontvang. So toe hulle in hierdie bokkamer bid, was daai 11 disippels daar. En hulle het begin in die Heilige Gees beweeg. En die Heilige Gees het beweeg en hy het gekom, want hy het 'n afspraak. Hy het met krag gekom. Hy het daai mense aangeraak. Met 'n vuur en vlam, daai te hitte oor hulle gekom. Luister mooi. Hulle het nie hoendervleis gekry nie. Hulle het warm gekry. Daai te hitte oor hulle gekom van vuur en vlam. Hulle het in tale gepraat dat ander mense hulle verstaan. Nog mense met wie God 'n afspraak gehad het. Hierdie mense het gehoor, wat gaan aan? En hulle het afbeweeg na daai huis. Hulle het gegaan. Kan ons onsself indink, hoe van hulle om by deur geklop het? Wat gaan hier aan? Is julle mense okay hier binne? En hulle begin hierdie tale hoor, hulle eie tale. En daar het kom in hulle 'n beweging wat onbeskryflik is. En hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is almal wat daar spreek dan nie Galileërs nie? En hoor ons hulle, elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is. Onthou in daardie dae, voor daai dae was daar ballingskappe gewees in Israel, 'n paar kere, waar mense weggevoer was, Israeliete was weggevoer na ander lande, hulle het ander tale aangeleer, al was hulle Jode, en dit is hierdie mense wat hier is vandag. Dit is mense met wie Jesus Christus 'n afspraak gehad het, mense wat in die kraal moet inkom, mense wat gekies was om uit te gaan, terug na hulle eie lande toe, om in hulle eie taal te gaan verkondig wat het daar gebeur. Hulle het nie die hele evangelie nie, maar hulle ontvang die Heilige Gees daardie dag. Parters en Meders en Elamiete en die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosia, Pontus en Asië, Frigië en Pamfilia, Egipte en die streke van Libië en Sirene en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jodegenote, Kretense en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. Wat 'n gebeurtenis. Wat 'n gebeurtenis is dit nie? Meer en meer het gekom. Ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. En hulle was almal verbaas en radeloos en sê die een vir die ander, wat kan dit tog wees? Maar ander het gespot, nie daai nie. Ander het gespot en gesê, hulle is vol soet wyn. Ja, mense verstaan nie. Mense verstaan nie wat in ons gebeur wanneer die Heilige Gees beweeg nie.
En hulle sal kom met 'n valse getuienis om die Heilige Gees te bedroef, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle weet nie wat hulle sê nie. Vers 37 tot 47 van Handelinge 2. Toe hulle dit hoor, nadat Petrus vir hulle verduidelik het, maar hulle is nie vol soet wyn nie. En hy vertel vir hulle, hy gee vir hulle kort storie. Hy vertel hulle presies wat gebeur het, wie Jesus Christus is en wat aangaande hier plaasvind. Ons weet nie of daai mense wat daai dag daar was, wel ook gedoop was nie. Maar Israel was in daardie dae 'n belangrike land. Dis hoekom die Romeinse mag daar vertoef het. Dit was 'n land van waar dinge gebeur het, daar was besighede wat opgekom het. Dis wie die Fariseërs was, die Sadduseërs, hulle was besigheidsmanne, hulle was prokureurs, so mense het soontoe gegaan vir raad. Hulle het soontoe gegaan vir besigheid. En hier hoor hulle die woord. En toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref, nie in hulle gedagtes nie, in hulle harte. Wat Petrus en die ander apostels vir hulle gesê het. En hulle het gevra, wat moet ons doen? Hulle vra nie net, wat moet ons doen mense, en hulle vra, wat moet ons doen broeders? Wie kan die krag van die Heilige Gees stop? Wie kan die krag van enige mens stop wat deur God geroep is en gekies is? Hier praat Petrus met autoriteit. Met die gawe wat God hom gegee het deur Christus Jesus. Met die Heilige Gees wat in hom is. Praat hy met die autoriteit en die mense luister. Wat moet ons doen? En Petrus sê, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word. In die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes. Met ander woorde, was julle skoon. Maak julle binnekamer reinig. En dan kom die volgende deel. En julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop. En daar is op die dag, luister mooi, op die dag, nie in die volgende 3 dae nie, op die dag, 3000 siele toegebring. En hulle het volhard in die leer, nie van mense nie, nie van ander nie, hulle het volhard in die leer van die apostels, en in die gemeenskap, en in die breking van die brood, en in die gebede. Hulle moes gereeld gekom het, om met die apostels te raadpleeg, om die woord te hoor wat hulle geleer het, en dit is die woord wat ons lees, in die 4 evangelieboeke, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, en natuurlik in die boek van Handelinge. Handelinge is geskryf deur Lukas. In hierdie 5 boeke is die evangelie van Christus. In hierdie 5 boeke leer ons hoe om die Heilige Gees te kan ontvang, hoe om ons gawes te kan ontvang. Die ander boeke in die Bybel is byvoegings. Dit leer ons in diepte, ja. Dit leer ons van krag. Dit leer ons hoe om sekere dinge te hanteer. Maar die evangelie is in hierdie 5 boeke vasgevat. Dis daar waar ons leer wie Jesus is.
Dis daar waar ons leer wat die Heilige Gees kan doen. En vrees het op elkeen gekom. Die apostels moes opgedeel het. Hulle moes verskillende huise kry om die woord te kan verkondig. Om hierdie 3000 so te sê, 3120 mense in volmaaktheid te leer. 120 mense is gekies om hierdie eerste 3000 te leer. Hierdie 120 mense was die eerstes wat gekies was om die kerk te vorm, om 'n eenheid te vorm, eendragtigheid uit te leef. Hierdie mense het mekaar bygestaan in alles. As iemand 'n tekorte gehad het, het hulle byvoegings gedoen, hulle het gehelp. As daar iemand is wat sonde gedoen het, het hulle daai persoon bygestaan, hom bemoedig, nie geoordeel nie, nie afgebreek nie. Hulle het hom bemoedig. Ons verstaan broeder, ons verstaan suster, ons is ook mense, ons maak foute. Maar kom bely dit voor God die Vader, dat hy jou kan laat versterk word. En dis weer eens, net soos kinders. Kinders maak deurtjies oop, hulle slaan hulle vingers vas, hulle vat in 'n warm plaat. Hulle speel op plekke waar hulle nie moet wees nie, waar hulle kan seer kry. As jy sê nee, dan kyk hulle eers vir jou in jou oë, en dan doen hulle dit, om te kyk hoe gaan jy reageer. Ons is net so, wanneer ons weer gebore word. Soms sterg ons die Here 'n bietjie uit. Ons kyk, waar's die lyn? En dan kom die Here en hy tug ons 'n bietjie. Deur die Heilige Gees. Hy bemoedig ons. En vrees het op elkeen gekom, en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. Hoe brand my hart? Want ons kom tekort in vandag se tyd om hierdie dinge te doen. En almal wat gelowig geword het, was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. En hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder almal verdeel volgens wat elkeen nodig gehad het. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk. En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Kan ons onsself indink? Onthou, vandag is al baie valse kerke, baie valse leraars, baie valse leringe. Ons het te doen met verskillende geeste wat kerke lei. En ek het in hierdie laaste paar jaar groot dinge gesien. Mense gewaarsku. En baie mense het gedink ek praat bog. Baie mense het gedink, daai persoon kan nie so wees nie, daai persoon kan nie so wees nie. Hulle praat dan van die Here Jesus. En dit is juis waar Jesus ingekom het in Matteus 24 vers 4, pas op dat julle nie mislei word nie, want hulle sal spreek in my naam. Hulle sal sê ek is die Jesus. Hulle gaan Jesus herken en ons sien dit. Ons sien hierdie mense wat hulle is nie predikante nie, hulle leer jou nie uit die woord uit nie. Hulle kom met woorde om mense net te bemoedig, om mense te laat glo dat jy gaan kry as jy gee, om mense te laat glo dat God bedoel net goeie dinge vir jou. Hulle kom nie met die waarskuwings van tye nie. Hulle sê nie vir die mense, pas op, maak eers jou skuur vol, want daar kom 'n tydperk van moeilikheid. Hulle sê nie pas op, hulle kom nie met woorde van pas op vir daai persoon nie, want hy gaan jou in die afgrond dryf. Nie almal is daar om ons vriende te wees nie, nie almal is daar om ons te versterk in die gees nie, nie almal is daar wat wil hê ons moet groei in God nie. Sosiale media is vol dinge. En dis een plek waar die duiwel baie mislei. Want 'n halwe waarheid bly 'n leuen. Dis maklik om 'n stukkie uit die woord uit te vat en
mense te laat glo, dit is wat God wil hê jy moet doen. As baie mense wat sê, die Here het vir my vandag gesê, om vir jou te sê, dit en dit gaan gebeur. Ons moet nie na al hierdie dinge luister nie, ons moet pas op, wie die mense is wat hande op ons lê. Ons kan nie toelaat dat elke persoon hande op ons lê nie. Ons moet waaksaam wees in die dae. In Handelinge 19, daar is een stryd wat vandag rondgaan en is 'n valse lering wat omgaan. Die man wat langs Jesus aan die kruis gehang het, was nie gedoop nie, maar hy is na die paradys toe. Ons het nie nodig om gedoop te word om na die ewige lewe toe te gaan nie. Dis 'n leuen. Petrus, wat die rots van die gemeente is, wat die hoof van die gemeente is op daai dag, sy woorde was spesifiek: bekeer julle en laat julle doop. Luister mooi. Wie is hierdie mense wat die leuen spreek? Wat sê dis nie nodig om gedoop te word nie. Wat sê dis nie nodig om julle sonde te bely nie. God verstaan. God is 'n God van liefde. Hy verstaan jou hart. Hy weet van jou swakhede. Moenie worry daaroor nie. Jy moet worry daaroor. Ons kan nie bly beweeg in verlede nie. Ons kan nie bly beweeg in sonde en dink dit is goed om vorentoe te beweeg of om te groei nie. Dit gaan jou val bring. Want dit maak oop deure vir die duiwel om jou te breek. En een geskrif wat die mense gebruik om te sê jy hoef nie gedoop te word nie, is Handelinge 19. Hulle sê maar daai mense was dan gedoop of was net vir hulle gebid sodat hulle die Heilige Gees kan ontvang. Maar hulle vergeet om te kyk na die res van die skrif. En terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus die boonste landstreke deurgereis en in Efese gekom, en daar het hy sommige disippels gevind, en hulle gevra, luister, hy sê disippels, hy vra hulle, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? En hulle antwoord hom, ons het nie eens gehoor dat daar 'n Heilige Gees is nie. En hy vra hulle, met watter doop is julle dan gedoop? En hulle antwoord, met die doop van Johannes. Jy sien, die mense was gedoop, maar hulle was nie weer gedoop om die Heilige Gees te ontvang nie. Want Jesus het nog nie gesterwe nie. Hulle was deel daar by Johannes gewees, maar hulle het aanbeweging vorentoe gegaan. Maar hulle was nog steeds disippels. Hulle het die mense vertel van dinge wat gebeur het toe hulle daar in Jerusalem was, daar waar Johannes gedoop het. Hulle het hulle mense vertel, ons was gedoop. Hierdie dinge het gebeur. En daarom sê Paulus, Johannes het met die doop van bekering gedoop en aan die volk gesê dat hulle moes glo in die een wat na hom kom. Dit is Christus Jesus. En toe hulle dit hoor, is hulle weer gedoop. Hulle is gedoop in die naam van die Here Jesus. Hierdie skrif gebruik die mense, hierdie versie gebruik die mense ook om net te sê, ons moet gedoop word net in die naam van Jesus. Dis 'n leuen. As jy hoor iemand sê so, moenie eens verder luister na wat hulle sê nie, want hulle is in verwarring. En Timoteus het ons gewaarsku, Judas het ons gewaarsku, hierdie mense kom met valse leringe, want hulle het nie die Gees nie. Luister mooi wat ek sê, ek oordeel niemand nie. Dit staan in die skrif so geskrywe. Ons moet pas op na wie ons luister. Want mense wil deur hulle kennis, hulle breinkennis wil hulle spreek, en nie deur die Heilige Gees nie. Die krag van die Heilige Gees is wat ons leer, en wat vir ons die verborgenhede laat verstaan in die woord van God. Ons elkeen het 'n gawe gekry, en ons moet beoefen. Dis nie om te oordeel wanneer jy discern nie. Dit is nie oordeel nie. Want ons moet waaksaam wees. Ons moet onsself beskerm teen valse leringe. En toe is hulle gedoop in die naam van Jesus. Onthou, hulle is klaar gedoop deur bekering van sondes
En of Johannes gedoop het in die naam van die Vader tot bekering van sondes, is ek baie seker van. Want hy het sekerlik nie in Jesus se naam gedoop nie, want Jesus was nog nie dood nie. Hy het sekerlik nie in sy eie naam gedoop nie, want hy was net Johannes. Hy het sekerlik gedoop in die naam van die Vader. En hier kom die apostels en hulle doop in die naam van Jesus. En Paulus het hulle die hande opgelê. Daai tyd het hulle die manier gehad om die hande op te lê nadat hulle gedoop was in die naam van Jesus. As hulle klaar gedoop was deur Johannes, of die doop van Johannes, want Jesus en sy disippels het ook gedoop in die doop van Johannes. En hulle het die Heilige Gees ontvang, toe Paulus hulle die hande opgelê het. En hulle het met tale gespreek, en hulle het geprofeteer. En altesaam was hulle omtrent 12 manne. En hy het in die sinagoge ingegaan en met vrymoediglik 3 maande lank met hulle geredeneer en hulle probeer oortuig van die dinge wat die koninkryk van God aangaan. Onthou, hierdie was nie 'n gestryery nie. Hy was in die sinagoges om met die mense te vertel en hulle het vrae gehad, want hulle het nie almal verstaan nie. En Paulus moes daai vrae beantwoord volgens die skrifte van die evangelie. Volgens die gebeure van Jesus Christus op die aarde, in vlees. Ons kan onsself indink hoe die dinge gebeur het in daai dae. Hoe daar verwarring was, hoe daar vrae was. En die verwarring het nog nooit opgehou nie. Die verwarring gaan vandag aan. En dis hoekom dit so belangrik is vir ons elkeen om gedoop te word in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Nadat ons sondes bely het, nadat ons tot bekering gekom het. Want die doop is soos jou handtekening. Die doop is soos die verbond wat jy maak met Christus. Dit beteken jy sterf die ou self af en jy staan op as die nuwe mens. Dis so goed soos jy kom uit die baarmoeder uit. Jy's nat. 'n Babatjie wat uit die baarmoeder uitkom is nat. Hy word nat gebore. Ja, en daar's bloed. Want ons is deur die bloed van Jesus gebore. En dis hoekom ons wedergebore word. Want is deur die bloed van Jesus wat ons uitkom. Deur die bloed van Christus kom ons uit 'n goddelike baarmoeder uit, 'n geestelike baarmoeder. Want Jesus Christus het vir ons gesterf. Maar hy het opgestaan as 'n verwesenlike mens. Hulle kon sy wonde voel, maar hy was in gees. En dis hoekom ons moet sterf in vlees. Ons moet die vleeslike begeertes afsny. Opstaan in gees. Groei in gees. En ons kan dit alleenlik doen wanneer ons die Bybel ons geestelike voedsel maak. Hoor my woorde vandag, ek breek niemand af nie. Ek oordeel nie die ander mense nie. Maar jy gaan alleenlik groei wanneer jy jou Bybel lees. Dis maklik om na allerhande mense te luister. Dis maklik om na 'n Christelike video te luister. Maar as jy nie jou Bybel lees nie, gaan jy mis wat die Here vir jou het. Gaan jy mis wat daar in die Bybel vir jou staan. Want jou karakter is in die woord van God. Jou karakter word gebou deur sy woord. Jy vind jouself in die woord. Die woord word lewendig voor jou oë. Jy begin jouself inleef daarin. En jy kry nuwe krag. Jy word veranderd na die mens wat God wil hê jy moet wees. Ek gaan stil raak, dan luister ons na die tweede liedjie. En as ek klaar gebid het, so druk net, ek gaan net my mikrofoon ook druk en dan kan ons na die tweede liedjie luister. As ek klaar gebid het, dan kan ons 'n bietjie gesels vir die wat wil gesels en dan kan ons die laaste liedjie luister en sodat ons die laaste liedjie luister, kan ons uitgaan.
Dankie Jesus. Dankie vir hierdie wonderlike geleentheid, Here. Dankie vir dit wat U in ons elkeen doen, Here. Dankie dat U ons die krag gee om elke dag op te staan, Here. Dankie dat U ons versterk, Here. Dankie dat ons in swakheid kan beweeg, omdat U ons krag is, Here. Dankie vir die wondertekens in ons lewe, die wonderwerke wat plaasvind. Here, die genesing. Dankie, Here, dat ons hande op mense kan lê om vir hulle te bid, Here. Dankie dat ons met mense kan spreek en in hulle lewens iets kan verander. Dankie, Here, dat ons elkeen in ons gawe kan optree. Here, ek vra, Here, dat elkeen wat hier is vandag, wat hierdie woord hoor, Here, dat hulle so gevul sal word met U krag. Here, dat die woorde wat hulle spreek, woorde van liefde sal wees. Woorde van genade, woorde van krag, woorde van heerlikheid. In Jesus naam. Vader, ek kom bid vandag ook, Here, vir die mense wat vandag nie eers U Pinkster hou nie, wat nie eers weet wat se dag dit is nie. Here, dat U in hulle harte verandering sal maak, dat hulle sal terugkeer, dat hulle sal wakker word, Here, en dat hulle sal besef dat U woord is waarheid, en dat hierdie dag is 'n belangrike dag. Vader, ek bid vir elke kerk wat hierdie dag besonders hou, as die Pinksterdag, Here. Here, dat daar iets sal gebeur, Here, dat daar genesing sal plaasvind in hierdie kerke wat nog in opdrag van U woord beweeg. Here, laat daar wonderwerk gebeur in hulle gemeentes vandag. Daar waar die woord ook al versprei word vandag, Here, laat die Heilige Gees in krag werk. Dat daar weer 'n omkeer sal kom in hierdie land, Here. Dat die mense sal besef waaroor die woord gaan, waaroor U gaan, waaroor die liefde gaan. Here, want ons weet, U het gekom met krag. U het gekom as 'n lam, Here. Maar wanneer U weer kom, kom U as die leeu. Die leeu wat kom vernietig op aarde, almal wat teen U is. Daarom, Vader, vra ek dat die genade groot sal wees. Here, dat U ons harte sal versterk, Here. Want ons weet wat kom. Here, maar dat hier eers iets sal gebeur, Here. Herlewing. Opregte herlewing, Here. Nie net preke van herlewing, nie net liedere van herlewing, maar 'n wonderwerkbaarlike herlewing, waar mense hulle lewens oorgee, gedoop word, tot U naam, in Jesus naam. Amen. Amen. Amen, amen. Ja, Jacques Boeta, ek wil net vir jou baie dankie sê vir 'n fantastiese pypboodskap uit Vader se hand. Dankie my broer. Great. Daai liedjies my so aangeraak hier waar ek in hierdie sitkamer sit. Ek kon eintlik nie opstaan om my te stap en hy broodjie te gaan haal nie. Gee die Here al die eer, al die lof. Goeie musika la rabasiende. Kalarabasi tuluru musiende kesedele besiende. Isa rabaya sita karabaita. Yes, Lord. Dankie, Here. En so die Gees ek hierdie klein dogtertjie langs my aangeraak. Waar bid. Want soos ek gesê, as jy langs haar sit, moet jy God. Dankie julle. Dankie vir julle tyd hierso. Dankie vir hierdie wonderlike diens wat ons gehad het. Dankie dat julle hier was. Dankie dat julle kom luister het. Dat julle deel is daarvan. Mag die Here julle seën. Mag hy julle elkeen aanraak. Mag hy julle net laat groei in sy woord. Mag julle versterk word deur hom. Ek kan net sê shalom. Mag julle elkeen 'n geseënde dag hê. Vol goddelike liefde.